Groetnis. My naam is Vanus Rautenbach. En nou sal daar 5 sekondes pauze wees vir iemand om te sê wat daarvan. Jy weet, ek wil net sê, dis vir my verskriklik lekker hier. Maar ek weet nooit wanneer hierdie stalagtiete of stalagmiete gaan afval nie. Kyk, dit kan nie vir ewig daar hang nie. Een of ander tyd moet dit afval. En ek weet ook nooit wanneer is dit stalagtiete of wanneer is dit stalagmiete nie. Maar in elk geval, ek dink ons sal weet as hy val. Vriende, hierdie bergwêreld is nie vir my nie. Jy weet, ek kom ons van die plat wêreld af, Wes-Transvaal, Lichtenburg. En dis ook waar ek gebore is. Nee, ek weet nie hoekom is ek daar gebore nie, ek wou seker naby my ma gewees het. En soos ek gesê het, ek is op 'n Sondag gebore, my ma het nie tyd gehad in die week nie. Nou, ons het in Lichtenburg gewoon, en ons het oor kan die tronk gewoon. Ons moes oor kan die tronk woon. Die tronk was vol. Toe ek nou die eerste dag skool toe is, toe kom ek terug, toe sê my pa vir my, en wat het jy geleer? Toe sê ek nie veel nie, ek moet môre weer gaan. Weet, ons het met aardappels geboer. 1 jaar, toe was daar, 'n party aardappels was so groot soos albasters, en die ander aardappels was so groot soos ertjies, en dan was daar natuurlik die kleintjies. Ek hoor hier so 'n groot tamatieboer hier in Oudtshoorn se wêreld, meneer Ebon Serfontein. Ek hoor as hy wat die tamaties kweek vir hierdie partye wat mekaar so met tamaties bestroop. Ons bure het met hoenders geboer. Wit hoenders en swart hoenders. En toe kom die buurman eendag by my pa en hy sê vir my pa, "Wie pa?" Nee, hy sê wie buurman. Hy sê, "Wie dat die wit hoenders baie meer eet as die swart hoenders?" My pa sê, "Maar dis onmoontlik." Hy sê, "Ja." My pa sê, "Hoe is dit dan?" Hy sê, "Ek weet nie, miskien is dit omdat ons meer wit hoenders as swart hoenders het." Die buurman het 3 windpompe op sy plaas gehad. En toe ons nou weer daar kom, toe is daar net 1 windpomp. Toe sê ons, "Waar is die ander 2 windpompe?" Toe sê, "Nee, ons het dit afgebreek. Ons het nie genoeg wind vir 3 windpompe nie." Nou ja, toe kom ons Johannesburg toe. En dit was nou interessant. Weet toe ons so in die trein sit, toe sit daar 2 ouens so reg oor mekaar, en die een sê vir die ander ou, hy sê, "Waar gaan jy heen?" Die ander sê, "Ek gaan Johannesburg toe." Hy sê, "Wat gaan jy nou maak?" Hy sê, "Man, ek gaan na daai bekende dokter Botha toe." Hy sê, "Wat gaan jy daar maak?" Hy sê, "Maar ek het mos hierdie, ek praat mos so snaaks deur my neus." Hy sê, "Ek wil dit laat opereer." Hulle sê, "Hy is so goed." Toe sê die ander ou, "Hoe jy gesê, wat is sy naam?" Hy sê, "Dokter Botha." Hy sê, "Ek nou sê," hy sê, "Henk se goeie dokter, hy het my reg gemaak." Ek was nog vreeslik klein. Toe gaan ons, toe ons nou Johannesburg aankom, toe gaan ons winkel toe. Ag, die arme winkelier het seker gesien ons kom van Lichtenburg af.
Want hy het my so jammer gekry, jy weet, hy gee my toe sommer so 'n klomp bantoeblits. En ek stop dit als in my mond. En my ma kyk my so. My ma het my baie mooi groot gemaak. Sy sê, wat sê jy? En ek kyk so vir die winkelier. Ek sê, skryf dit maar op. Langs ons, in Johannesburg, het 'n oom Jan gewoon wat baie lief was vir jag. Elke Julie maand, dan gaan hy Bosveld toe. Nou vat hy vir Simon saam. Net so Simon is wat ek het. Nou vat hy hom saam. En nou gaan skiet hulle en saans, dan sit hulle nou lekker om die kampvuur. En dan skuif ou Simon so nader. Dan sê hy, Baas Jan, vertel my weer die een van die leeu. Dan sê hy, nee, jy sien die dag, toe stap ek so af in die droë loopie. En toe ek so op die punt van die droë loopie kom, toe is daar 'n soetdoringboom. En toe ek so om die soetdoringboom kom, toe staan daar 'n leeu. En toe die leeu my sien, toe sê die leeu, wauw. En toe die leeu sê, wauw, toe skiet ek hom en hy val net daar dood neer. Ou skuif ou Simon so nader, hy sê, Baas Jan, vertel my weer die een van die leeu. Hy sê, nee, jy sien, die dag, toe stap ek hier af in die droë loopie. En op die punt van die droë loopie is daar 'n soetdoringboom. En toe ek so om die soetdoringboom kom, toe staan daar 'n leeu. En toe die leeu my sien, toe sê die leeu, wauw. En toe hoor hoe mooi is dit? Wauw. En toe die leeu sê, wauw. Toe skiet ek hom en hy val net daar dood neer. Toe skryf ou Simon weer. Hy sê, Baas, vertel my weer die een van die leeu. Hy sê, nee, jy sien, ek stap die dag so af in die droë loopie. Nee, Bota, hoe lang moet ek aanhou? En toe ek so op die punt van die droë loopie kom, toe is daar 'n soetdoringboom. En toe ek so om die soetdoringboom kom, toe staan daar 'n leeu. En toe die leeu my sien, toe sê die leeu, wauw. En toe die leeu sê, wauw. Toe skiet ek hom en hy val net daar dood neer. En nou Simon skuif so nader, hy sê, Baas Jan, vertel my weer die. Hy sê, hoekom wil jy elke keer dieselfde storie hoor? Hy sê, Baas, daar wat die baas sê, wauw, die baas se asem, my smaak al te veel lekker.